Ek het voor die tyd gesê, daar's baie terme wat ons mee groot geword het in Suid-Afrika, wat as 'n Christenland bekend staan met. Op 'n stadium was dit nog in die 90%, dink is nou so iewers in 80% van die bevolking wat Christene is. En daar's terme wat ons geleer het, en toe ek so jong kind was, onthou ek, dan het ek altyd gedink, die pastoor is so slim, en as hy al daai verskriklike bewoording, versoening, en geregtigheid, en vergifnis, en verlossing, en alles aanhaal, en dan is almal opgewonde, en almal klap hande, en almal sê amen, en dan stap ek daar uit, en dan dink ek, het was lekker by die kerk vandag gewees, ek weet nou nie regtig wat hy gesê het nie, maar het was lekker gewees, miskien sal ek volgende week weer probeer. En ek weet dat baie van ons so voel. Maar ons het nodig om te leer. Jesus het die prys betaal. Vir jou totale menswees het hy die prys betaal. Vir elke area van jou lewe het hy die prys betaal. Dan praat ons van jou gedagtes, van jou sielsmens, van alles in jou hele mens op aarde, het hy 'n totale prys betaal. Hy het nie net 'n gedeelte betaal en nou moet jy iets bietjie meer doen en dan kry jy weer 'n bietjie, nee. Nee, jy het die volheid van Christus gekry as jy hom aanvaar en erken in jou lewe, as jy hom aangeneem het as jou persoonlike verlosser en saligmaker, dan het jy die prys gekry. Dan het jy die prys behaal. En ek weet, meeste van ons, en ek en Belinda het gister of eergister, eintlik, ek het gegrap daaroor, so tussen hakies, ek sal nie sê wat dit was nie. Maar ons kry baie keer iets, en as jy nou ouer as 60 is, verskoon my, dis 'n realiteit. Dan kry jy nou 'n nuwe selfoon of iets nuut, en al wat jy doen is, jy sê, help my tog net hierso. Wat gaan nou hier aan? Ek het nou die laaste 2-3 kere wat ek my kontrak hernie het, en ek 'n nuwe foon gekry, dan vat ek die ou foon net soos wat hy is. En dan copy en paste alles net so oor op die nuwe een, want die enigste verskil in my opinie is, die nuwe een se battery gaan nou 2 ure langer hou. Verder doen ek niks anders nie. Dieselfde apps wat ek van COVID af gebruik het om die preke te edit, gebruik ek vandag nog. Iemand het nou vir my gesê, weet jy wat se oulike apps kry jy al? Toe sê ek, regtig? Maar dit werk wat ek gebruik. En hoeveel van ons voel, dit werk wat ek gebruik? Dit wat ek doen in my lewe, dis okay, dit werk. Ek is van. Maar ouma, het jy gesien, ek het gehoor al, nou hou jy baie slim as jy, nee, ek het gehoor daarvan, dit klink baie oulik my kind, moet ek dit vir ouma doen? Nee, volgende keer. Volgende keer. Wanneer laas het jou kinders of jou kleinkinders met jou foon of met 'n tablet of 'n TV gespeel, vra my, en dan jy nie 'n idee om uit te kom waar, ek weet nie wat hulle gedoen het nie. Volgens 6 uur toe word ek wakker en ek steek gou die doopbad se vuur aan en ek wil die TV aansit en ek weet nie wat aangaan nie, want ek wil gou die wegspring van die Formule 1 kyk en ek weet nie wat nou hier op die TV voor my aangaan nie. Toe moet ek nou eers my vrou vra, help my net. En ek is amper, ek is nog nie eens 50. So. Dinge verander. En die Bybel is vol applikasies, wat nie een van ons idee het, wat dit is of wat dit kan doen. Maar dit kan nie so wees nie. Dit kan nie jou op 'n plek bring wat jy sê, ek kom maar volgende week, of volgende keer nie. Die Bybel sê die tyd's nou, kom het ons die saak nou uitmaak. En 'n paar van daai applikasies, as ons dit so kan noem, wil ek vanoggend oor praat nou. Kan ek dit oor 5-6 weke gedoen het, maar ek gaan dit glad nie uitrek nie, want ek wil net by die kern van elkeen uitkom. Die eerste een waarna ons gaan kyk is versoening. Versoening. Nou, ek dink jy sal baie in jou lewe daai term gehoor het, en in Levitikus 17 vers 10 in die Nuwe Lewende Vertaling sê hy,
Ek sal teen enige Israeliet of vreemdeling wat onder julle woon, draai, wat op enige manier bloed eet of drink. Ek sal so 'n persoon uit die gemeenskap verwyder. Vers 11, want die lewe van enige dier is in sy bloed. Ek het vir julle die bloed gegee om daarmee versoening te doen vir julle sondes. Bloed verteenwoordig lewe en dit bring versoening. God kom en sê, ek het vir julle die bloed gegee, want God het van die begin af bepaal, die loon van die sonde is dood. Jy gaan dit 'n paar keer volgens hoor. Sonde in jou lewe maak dat jy dood voel en binnekant doodgaan. En God sê, hy het van die begin af bepaal, dat 'n dier of iets moet sterf en bloed moet vloei, sodat daar vergifnis kan kom. Dit weet ons almal. En hier kom God en sê, ek het die bloed gegee tot vergifnis, om versoening in julle lewe te bring. Daar's baie snaakse goed daar buite en ek het al 'n hele paar jaar terug gedoen gehad met mense wat snaakse rituele uitleef en dit is gelukkig nie in ons Christen geloof so nie. Die naaste wat ons aan daai bloed kom is hoe Jesus gesê het, die nagmaal is sy bloed as teken vir ons. So as enigiets anders snaakse goed aanvang wat hulle geloof betref, moet jy weet vandag, dis nie van die Here. Dit is so eenvoudig soos dit. En hoor wat kom hy nou sê in die Nuwe Testament, Kolossense 1 vers 19 tot 22, ek lees weer die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê, God het dit goed gedink om met sy volle goddelikheid in die Seun te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het hy vrede gemaak. Hoor mooi, het God vrede gemaak. Ja, deur hom het hy alles op aarde en in die hemel met homself versoen. Versoen een gemaak weer. Eers was julle ook ver van God af. Met verkeerde dade het julle gewys dat julle hom vyandgesindheid is. Vers 22, maar nou het hy julle met homself versoen, deurdat sy Seun as mens gesterf het, om julle voor hom as sy eie mense te laat staan, skoon en foutloos. Versoening in die Ou Testament het beteken om iets te bedek, om jou sonde te kom bedek. Bloed moes vloei om jou sonde te bedek. In die Ou Testament het hulle offers gebring en dit moes die perfekte lam sonder gebrek, onbevlek. Hy moes 100% die beste van die beste van die beste gewees het. As jy 'n boer is, jou heel beste lam. Die wat jy die meeste geld voor sou kry. Hom moet jy van. Hy moet volmaak wees. Die beste van alles is, jy kon nie besluit of hy volmaak is of nie. Jy het hom na die tempel toe gevat en die priester sou sê, okay, ja nee, hy is. Of, nee, hy is nie. Maar dis my beste. Nee, ek gee hom nie. Ek sê nou vir jou, hy is nie perfek. En dis hoe erg dit was. Dink net vir jouself as jy met hierdie lam daar loop en dis regtig jou beste en hier kom hy en sê nee, ek kan vat dit nie. Is nie goed genoeg nie. Dan gaan jy terug en dan gaan soek jy weer. En jy kom weer met die beste van die beste. Maar hierdie finale offer het net die pad oopgemaak vir Jesus om te kom. Die een wat sonder sonde was. Die loon van die sonde is die dood, maar met die dood van daai dier, met sy bloed wat gevloei het die offer, die vervulling plaasgevind vir daai persoon se sonde. As jy nie 'n lam kon bring nie, moes jy 'n duif of 2 bring, maar jy moes 'n plan maak, want bloed moes vloei. Nou wil ek jou vandag vra, as ons op daai selfde manier vandag nog vergifnis van sondes moes kry, dink jy nie jy sou 'n bietjie minder gesondig het? Ek vra my. As jy elke keer 'n lam of iets moes bring, meeste van ons kan eers lam braai elke dag.
Sou jy minder gesondig hê as jy elke maand jou beste moes bring om geoffer te word? Ek het myself gevra, ek dink ek sou. Hoekom? Want dit sou fisies aan my gevat het dat ek moet ophou om dit te doen. Maar ek wil amper vanmôre sê as Christen het ons gemaklik geraak met dis klaar betaal, is okay. Gaan maar aan. Dit is nie so erg. Die ergste wat jy in vandag se tyd moet doen is om net te bid, om te bely en vergifnis te vra. En dis hoekom ek sê, versoening het 'n prys gekos. Jou versoening met Jesus Christus het 'n prys gekos, kind van God. Dit het die Vader sy seun gekos. Die perfekte lam moes sterf, sodat jy kan minder sonde doen. Nou wil ek jou nog iets vra. As ons dink, wel ek dink, dat ek minder sonde sou doen as ek elke keer 'n lam moes gee. Hoeveel minder sonde sou jy gedoen het as jy elke keer 'n kind moes gee vir sonde? Jo. Het 'n ruk terug gesê. Kom ons sit dit om in geld. Wat kos 'n lam? Wie kan my help? 1.500, ek weet nie wat kos 'n lam. Is dit te hoog? 2. Kom ons sê 2000, maak dit maklik. Ons maak dit maklik. Elke keer as jy sonde doen, moet jy R2000 kerk toe bring, dan kan jou sonde vergewe word. Gaan jy minder sonde doen? Ek dink nie ek gaan die eerste week van die maand sien as dit die geval is. Sien julle hoekom ek sê, partykeer aanvaar ons dinge net so van selfsprekend. Hoor wat ek sê, versoening het 'n prys gekos. Versoening het baie gekos. Ek en jy kry dit vandag verniet. Maar wat doen ons daarmee? Besef ons wat Jesus gedoen het toe hy wat God is, sy seun gegee het om jou met hom te versoen. Jy het niks eens gedoen nie. Jy het net sonde gedoen en God het gesê ek sal die hele prys betaal. Al wat ek wil hê is ek en jy moet net versoen word. Ons moet asseblief net in 'n mooi verhouding staan. Wanneer daar groot drama was en 'n verhouding op die rotse is en daar stel gekom het, dan het daar versoening plaasgevind. En God het 'n begeerte in sy hart om met jou weer te versoen. Dat jy weer in eenheid kan staan. Dat jy weer met vrymoedigheid kan sê, Abba, Vader. Toe sê ek sal betaal. Al wat jy moet doen is jy moet net besef. Jy moet net besef hoeveel dit gekos het. Dis versoening. Regverdiging. In kort, om reg voor God te wees. Eintlik maklik. Romeine 5 vers 8 tot 11 in die ou vertaling kom en hy sê: Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van toorn. Want as ons terwyl ons nog vyande was met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening gekry het. Met ander woorde, jy is deur Christus Jesus, hy het jou die reg gegee om voor God te kan staan. Die feit dat hy gesterf het gemaak dat jy voor God kan staan. Nou dat jy verlos is, nou dat jy weet wat dit gekos het, regverdiging beteken, God het die dood van sy seun regverdig gevind vir die betaling van jou sonde. Toe God na die mense kyk en hy sien dat die hele mensdom uitmekaar uitval, toe sê hy, die prys wat ek sal aanvaar
vir die hele mensdom se sondes is my seun, is al. Geen ander prys sal goed genoeg wees nie. Dis die enigste prys. God, die regverdige regter, het gesê, daai prys is reg. Daai prys is reg. Wanneer jy iets gaan verkoop, stadium met ek hierdie op een van die TV-kanale waar goed gekyk, dan kry iemand iets en dan vat dit na iemand, dan bepaal hulle die waarde daarvan, dan sê hulle, okay, wat offer jy my hiervoor? Sê hulle nie so, dan sê nie, is 'n bietjie min, en dan stry hulle met mekaar, en dan sê hulle altyd in die middel, altyd. Nou en dan stap iemand weg, en sê hulle nie, ek gaan nie vir minder verkoop nie, einde van die storie. My prys is my prys. God kom en sê, mensekind, ek wil jy moet weet, die enigste prys wat vir my goed genoeg sal wees, is die dood van my eie seun. Geen ander prys is goed genoeg nie. En daardeur is jy regverdig gemaak. Nou ek wil jy moet baie mooi luister, Romeine 3, vers 23 tot 26. 4 verse wat verskriklik ryk is. En as jy kan onthou, gaan lees die hele week, Romeine 3, vers 23 tot 26. Hy begin in vers 23, en ek lees uit die ou vertaling uit, hy sê, want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Almal het gesondig. Almal van ons het gesondig. Vers 24, en hulle word deur sy genade sonder verdienste regverdig. Jy word regverdig, reg voor God gestel, sonder dat jy dit verdien. Deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Vers 25, hom het God voorgestel. God het gesê, ek sal my seun voorstel as die enigste prys, sodat almal reg voor my kan staan. God het hom voorgestel in sy bloed as 'n versoening, 'n bedekking deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly. God het gesê, sy seun, sy lewe, is die enigste prys wat ek sal aanvaar, sodat jy nie gestraf word vir elke liewe sonde nie. Nou vra ek, net soos die Bybel vra op 'n stadium, ek dink dis vir Paulus, elke maar as God se genade so groot is, dan kan ons seker net maar aanhou sonde doen. Ek meen, sê nee, moet nie verkeerd verstaan nie. Dit het 'n prys gekos, nie vir jou om te maak daarmee wat jy wil nie, maar om te besef wat die prys was. Hy gaan verder aan sê hy, tevore gedoen het onder hy, eindig vers 26, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd. God wil sy geregtigheid aan ons bewys in nou, die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit geloof na Jesus toe kom. Jy het die volste reg om voor God te kan staan. En die enigste rede hoekom jy 'n reg het om voor God te staan, is omdat Jesus al jou sondes betaal het. Dis die enigste rede. Ek gaan weer vir jou vra, besef jy wat die prys was? Die enigste rede hoekom jy self voor God kan staan en God na jou kyk en sê, okay, ek het dit opgesom, toe sê ek, wanneer God na jou kyk, sien hy net hoe regverdig dit was, dat sy seun in my en jou plek moes sterf. As God na my kyk, dan sien hy, dis presies hoekom my seun moes sterf. Dion, ek hoop jy besef, hoekom ek dink dis regverdig, dat my seun gestraf en geslaan en gesterf het. Ek hoop jy besef, as ek na jou kyk, dan besef ek, jep, dis hoekom ek dit gedoen het.
Wie van julle het al as jou kind klappak gegee het gedink, hy het hy verdien, ek gaan nou nie sleg vir jou oor. Nog niemand nie, is ek die enigste pa wat het al gedoen. Ek voel net sleg as ek hulle moet straf, en as ek hulle klaar gestraf, en dan vra ek vir myself, was dit regverdig of nie? Ek doen dit. Hoor mooi wat ek volgens sê, God kyk na jou lewe wat jy leef, en sê, jep, my seun het presies daarvoor gesterf. Dis hoekom. Dis hoekom ek sê, ek sal my handtekening daarop sit en sê, jep, dit was regverdig geweest dat my seun moes sterf. Dis hoekom. Nou kyk hy nie na jou as 'n mislukking nie. Hy kyk nie na jou as 'n gemors en 'n niks werd nie. Hy kyk na jou en hy sê, is presies hoekom ek dink daai prys was reg. It was all worth it. Verlossing. Verlossing is die redding van jou siel en die gevolge daarvan. Wanneer ons praat van verlossing, dan gaan dit oor jou sielsmens. Om verlos te word beteken om terug te koop. Het is interessant dat die Bybel die meeste van die tyd na jou denke verwys as hy praat van verlossing. Deur Christus Jesus se bloed wat gevloei het daar verlossing vir jou plaasgevind. Jesus Christus het daai nonsens wat jy in jou kop loop en dink die hele dag, het hy teruggekoop. Sodat jy moet ophou om aan al daai nonsens te dink. Dis wat verlossing is. Sy bloed het gevloei sodat jy moet ophou om die heeltyd net negatief en sleg van jouself te dink en van almal om jou. Ek gaan weer vir jou vra. Jesus het 'n prys betaal dat jy sal ophou om te dink jy is nie goed genoeg nie. Hy het sy seun gegee dat jy sal ophou om te dink jy is niks werd nie. Hy het nie net vir jou gesê, ag moenie so dink nie. Ag kom nou toe man. Jy is meer as oorwinnaar deur Christus wat jou die krag gee. God kyk na jou en sê, dit was die rede. As jy as mens dit wil besef, my seun het gesterf sodat jy sal ophou om die verkeerde goed te dink die hele tyd. Ek het dit teruggekoop by jou. Jy het dit gedink en jy het gedink jy's niks werd nie, jy het gedink jy sal dit nooit maak in die lewe nie. Kom ek betaal, dan koop ek daai, ek wil amper sê stupid gedagtes by jou. Ek koop hulle by jou. Sodat jy net asseblief jou kan begin regdink. Wow. Verlossing. Ha? 'n Prys is betaal. En daai prys, ek het eendag vir 'n jong tienerseun, toe sê hy, as Jesus die prys betaal het, by wie is dit betaal? Is dit aan die duiwel betaal of wat? Hy sê, nee, jy verstaan verkeerd. God het nie die duiwel betaal nie. God het die prys bepaal wat dit sou kos. En ongelukkig het hy gesê, dis die prys. Maar diere gaan dit nie meer verder doen nie, want anders was daar seker nie meer diere oor op hierdie aarde, soos wat die mensdom aangaan nie. Ek sal my seun gee, maar bloed moet vloei. Die volgende een is heiligmaking, en ek wil hê dat ons dit reg sal verstaan. Heiligmaking beteken nie dat jy skynheilig is, of beter as enigiemand anders is, of enigstens iets nie. Jesus se bloed het gevloei om jou heilig te maak. Die oomblik toe jy kind van God geword het en jy Jesus se bloed aanvaar het wat vir jou gevloei het, het Jesus se bloed jou geheilig. Hoor wat sê Hebreërs 13 vers 11 tot 12. Hy sê, want die diere waarvan die bloed vir sonde deur die hoëpriester in die heiligdom ingedra word, hulle liggame word buitekant die laar verbrand. Daarom het Jesus ook om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die stadspoorte gelei. Heiligmaking beteken, jy word eenkant gesit of jy word afgesonder. Nou wil ek weer eens vir jou sê, die feit dat daar 'n prys betaal is, beteken dit, Jesus het dit betaal. Jy aanvaar dit en dan sê hy, okay, kom staan nou hier. Jy is deel van, ek wil amper sê die gelowiges, die wat ook al. En die enigste rede hoekom jy eenkant gesit
is om almal wat deel is van jou lewe so te beïnvloed dat hulle ook hierdie kant toe sal kom. En ons 'n prys betaal. Dis nie sodat jy kan dink dat jy beter as ander is nie. Dis nie sodat jy kan neerkyk op enigiemand anders nie. Dis sodat jy meer van God se hart in jou sal hê en jy hulle so sal hanteer dat hulle ook wil oorkom na hierdie kant toe. Maar ongelukkig hanteer Christene, mede-Christene en ander mense daar buite so sleg dat hulle sê dis die rede hoekom ek nie 'n Christen wil wees nie. 1 Korintiërs 1 vers 30 sê, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het net wysheid uit God, die geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Heiligmaking gaan alles oor jou wat van een plek uitgehaal is en langs Jesus neergesit is. Baie keer sê mense vir my, ek verstaan nie, ek dien die Here en ek doen alles, maar dit voel of dinge om my net nie kan verander nie. Ek dink jy moet vanmôre besef, jy is nie net kind van God nie. Daar's betaal vir jou en jy's gevat en by hom gesit. Jou naam is geskryf in die boek van lewe. Vergifnis, toe ek hierdie gisteraand kry, toe ek bly die bure is ver van my af. Vergifnis beteken in Grieks om te laat vaar of om te verskoon. Nou hoor baie mooi. Mense dink dat God sonde vergewe omdat hulle vra. Meeste mense met wie ek praat, dink dat God hulle sondes vergewe omdat hulle hom vra om hulle te vergewe. Maar God vergewe sondes wanneer jy besef wat jy gedoen het, dit bely en besef hoe Jesus daarvoor betaal het. Dis vergifnis. Vergifnis gaan nie net oor ek vra sommer net en ek iemand het eendag gesê, wat is die bewys dat my sonde vergewe is? Dit het my hart geslaan. Ons het gepraat oor vergifnis, want ons bid altyd en sê, Here, vergewe ons vir menigvuldige sondes. En die Bybel sê, as ons vra, dan sal ons vergewe sonder om te huiwer en sal ons gee. En op grond daarvan gaan ons net aan. En ons leef verder. Ons bid elke dag. Maar nie waar nie. So wat is die bewys dat jou sondes vergewe is? Praat ons 'n bietjie daaroor. Ek dink 'n slim oom. Toe sê hy, maar die bewys is maklik. Hy glo dat die bewys dat jou sonde vergewe is die feit dat jy dit aanvaar het en dit nie meer doen nie. As die bewys dat jou sonde vergewe is dat jy dit nie meer doen nie. Hoeveel bewyse dat jou sonde vergewe is daar in jou lewe? Omdat ons glo, God het ons sondes vergewe. Dit is 'n geloofsaak. Ons as twee mense het gesit en praat en sê, wat dink ons is die bewys? Want ons as mense wil ons altyd alles kan bewys. En hy sê toe na baie lank dink hy, dat vir hom is dit nogal 'n bewys, dat jy dit nie meer doen nie. En dit maak vir my heeltemal sin. Want hoe sal die mense weet dat julle kinders van God is, sê die Bybel? Die liefde onder mekaar. Vir die Bybel sê, die liefde tot alle heiliges, is deel van ons visie. So hoe sal die mense weet dat jy kind van God is? Omdat jy sê jy is, of hulle dit kan sien? Maar hoor, wat doen vergifnis? As jy vir jou seun of vir jou dogter, het gebeur maar in my geval meer met die seuns, as jy vir jou kind iets koop en hulle verniel dit, jy het net vir hulle nuwe skoene gekoop en hulle loop skop hulle klippe en modder en ek weet julle doen dit nou nie in koste nie. Toe op 'n stadium in Rustenburg was ek het baie gedoen. Toe het ek gesê, weet jy wat kos daai skoene? Jy het vir hom gekoop en jy het vir hom gegee.
Hy het geen idee wat daai skoene kos nie. Hy weet nie. En dan sê ek vir hom, daai skoene het R200 gekos, dan sê hy, R200, dis soveel soos jou kar. Dan sê dit vir my, hy het geen idee wat geld is nie. Nou ek wil môre vir jou vra, weet jy wat jou sonde vergifnis gekos het? Weet jy? Of is jy soos ek partykeer net gewoond daaraan om te bid en te sê, ag Here vergewe ons doen dit meeste van die tyd so aan die einde van die gebed, dan sê ons, en vergewe ons vir menigvuldige sondes. En dan gaan ons, weet jy wat dit gekos het? Vir jou om net te kan sê, Here vergewe my. En hy doen dit. Ja, maar wil jy nie net een keer besef wat dit gekos het nie? Wil jy nie net dit nie doen omdat dit 'n gewoonte is om te vra vir vergifnis nie, maar net besef, want miskien werk dit soos ek in jou koppe, dat as my seun net kan besef wat dit gekos het, dan gaan hy dit beter oppas dalk. So miskien as jy en ek besef wat dit gekos het, gaan ons dalk dit nie sommer net so van selfsprekend aanvaar nie. Die laaste een, toegang tot God. Efesiërs 2 vers 17. En hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en wat naby was. Want deur hom het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader. In die Ou Testament, ons almal ken die allerheiligste se gedeelte in die Ou Testament, kon net die hoëpriester in die ander heiligste ingaan en dit ook net een keer 'n jaar. Maar hy moes eers baie versigtig deur 'n verskriklike klomp heilige rituele gaan en voorbereidings en al sulke goede voordat hy kan ingaan. Hy het nie net daar opgedaag en toe. Dit was 'n verskriklike storie gewees. Nou wil ek hê jy moet net een ding onthou. Jesus kom op 'n stadium, dan praat hy van die wet, dan sê hy, ek het nie gekom om die wet tot niet te maak. Ek het dit kom vervul. So indien daai hoëpriester deur 'n klomp dinge moes gaan om in God se teenwoordigheid te kom, maar God wou gehad het dat ek en jy albei enige tyd in sy teenwoordigheid kan ingaan, moes daar iets gebeur. Dit wat ek en jy vandag net van selfsprekend aanvaar om te sê, of ek by die kerk is, by die huis is, in die veld is, waar ook al ek is. Ek kan enige tyd net met die Here praat en hy's daar. Ek hoef nie eeue lank na 'n plek toe te ry. Ek kan enige plek, enige tyd, dag of nag met hom praat. En dan klink dit so maklik. Dis okay. En dit is so maklik. Weet jy hoekom? Want nadat Jesus vir ons gesterf het, is daai skeiding geskeur. En het Jesus se bloed wat daar gevloei het, ons elkeen deur daai proses gesit, wat die hoëpriester moes gaan om ons te kom bedek met sy bloed, sodat jy nou in die teenwoordigheid van God kan ingaan. Enige tyd. Weereens vra ek jou, besef jy wat die prys was? Die feit dat God deur sy Gees alomteenwoordig is en enige tyd tot jou beskikking is, enige plek kan jy met die Here praat en jy kan nader tot hom en God sal tot jou nader. Maar dit alleen kan plaasvind deur sy seun se bloed. Dis die enigste manier. Meeste ander gelowe en soms in my iets wat ek en 'n man van 'n ander geloof oor gepraat het. Meeste ander gelowe het vandag nog 'n klomp reëls en wette en sekere dinge en net sekere mense mag kerk toe en mag dit en verskriklike reëls en jy moet op 'n sekere manier bid en jy moet in 'n sekere rigting bid en jy moet. En eendag toe sê hy vir my, hy kan nie verstaan nie, ons kan sommer net, ek sê, we can just what? Hy sê, you can just pray. Ek sê,
Daai stadium het ek gedink, nee, kies net die regte geloof. Ek weet nie, geen antwoord nie. Maar jare later besef ek, ons dien die enigste, waaragtige, lewende God. Voor hom sal elke knie buig en elke tong sal bely dat hy die Here is. Jy hoef nie in 'n sekere windrigting of sonrigting te bid nie. Jy hoef nie jou hoof te bedek nie. Jy hoef nie rokke en klere en jy hoef nie snaakse goed te doen nie. Jy hoef nie snaakse offers te bring nie. Kind van God, jy hoef niks te doen nie. Jy moet net opreg in jou hart wees. Dis verniet. Maar dit het 'n prys gekos. Dis verniet. Maar dit het 'n prys gekos. Ken jy my prys? Mag jy nooit weer in die lewe net bid omdat dit net 'n gewoonte is. Mag jy nooit weer bid vir vergifnis van sonde net omdat God dit moet doen. Mag jy bid vir verlossing in jou siel, want Jesus Christus het jou gedagtes gekoop, sodat jy kan begin regdink. Wat 'n prys ook al, dit is volbring. Kom ons sluit die oë. Here, ek is jammer dat ek my hele lewe lank miskien nooit reg besef het hoe groot hierdie prys was nie. En ek het soveel keer in my lewe al net gebid dat U my sal vergewe en sal vrymaak en sal verlos en sal versoen met U, omdat ek weet U wil met my versoen. Omdat ek weet U wil naby aan my wees, omdat ek weet U wil in 'n verhouding met my wees. Maar ek is jammer dat ek nie altyd besef het wat die prys gekos het nie. Vir my is dit verniet. Vir my is dit verniet. Maar dit het 'n prys gekos. Help ons asseblief, Here, om te besef dat geregtigheid, vergifnis, versoening, heiligmaking, alles is verniet. Maar dit het die hoogste prys gekos. Die hoogste prys. Die enigste prys wat God gesê het, ek aanvaar. Al wat ek sal aanvaar, is die beste. Help ons, Here, om so daaraan te dink, wanneer ons bid vir vergifnis, wanneer ons bid vir verandering, word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Besef vandag dat ek wil hê, jy moet anders dink, my kind. Ek het nie net daai gedagtes kom wegvat nie. Ek het dit kom koop by jou. Ek het betaal daarvoor, dat jy net kan anders begin dink. Ek vra jou nie net om dit te los nie. Nee, ek kom koop dit by jou. Asseblief, my kind, begin net dink soos ek oor jou dink. Begin net 'n begeerte ontwikkel om 'n verhouding met my te hê, soos wat ek 'n verhouding met jou wil hê.
Ek het betaal daarvoor, kom haal dit by my asseblief, dis klaar betaal. Kom verander ons, Here. Kom maak ons nuut. Dit is volbring. Ek het betaal vir jou, my kind. Kom terug. Kom sodat ek jou by my kan sit. In my teenwoordigheid. Hier by my. Kom verander ons, Here, in Jesus naam. Amen. Amen.